Exodus, hoofstuk 13. En die Here het vir Moses gesê, Heilig die oudste seuns in Israel aan my. Elke manlike nageslag wat eerstegebore word, behoort aan my, of het nou van 'n mens of 'n dier is. Moses het aan die volk gesê, Julle moet hierdie dag waarop julle uit Egipte, van onder die slawejuk uitgelei is, altyd herdenk, want die Here het julle deur 'n sterk hand uitgelei. Daarom mag julle niks eet wat suurdeeg in het nie. Julle trek vandag in die maand Abib uit Egipte. Die Here gaan jou bring in die land wat hy aan jou voorgeslagte beloof het. Dit is 'n land wat oorloop van melk en honing, waar die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Jewiete en Jebusiete woon. Wanneer jy daar kom, moet jy die volgende dinge onderhou in hierdie maand. Vir 7 dae lank moet jy ongesuurde brood eet. Op die 7de dag moet jy 'n groot fees tot eer van die Here hou. Jy mag slegs ongesuurde brood eet gedurende daardie 7 dae. Niks wat suurdeeg bevat mag in jou huise te sien wees nie. Selfs in jou hele land mag daar nie suurdeeg te vind wees nie. Op daardie dag moet jy aan jou seun sê, Ek doen dit as 'n herinnering aan dit wat die Here vir my gedoen het toe ek uit Egipte weggetrek het. Hierdie fees moet dan dien as 'n herinneringsteken op jou hand en voorkop, want die wet van die Here moet altyd in jou gedagtes en op jou lippe wees. Die Here het jou immers met 'n sterk hand uit Egipte gelei. Elke jaar, op die vasgestelde tyd, moet jy die fees vier en die voorskrifte nakom. Die Here sal jou in die land bring wat hy aan jou voorgeslagte beloof het, die land van die Kanaaniete, en hy sal dit aan jou gee. Wanneer dit gebeur, moet jy alles wat manlik is en die moederskoot open aan die Here gee. Elke manlike eersteling onder jou vee behoort aan hom. Maar die eersteling van jou donkie moet met 'n lam losgekoop word. Jy moet sy nek breek as jy hom nie kan loskoop nie. Jou seuns wat eerstegebore word, moet egter losgekoop word. Indien jou seun jou eendag vra, wat is die doel hiervan, moet jy hom antwoord, Die Here het ons met 'n sterk hand uit Egipte, van onder die slawejuk uitgebring. Toe die farao geweier het om ons te laat trek, het die Here die eerstgeborenes van die Egiptenare laat sterf, ook die wat eerstegebore is onder hulle vee. Dit is hoekom ek die manlike eerstelinge onder my vee aan die Here offer en die eerstgeborenes onder my seuns loskoop. Hierdie fees dien dan as 'n teken op jou hand en voorkop, want die Here het ons met 'n sterk hand uit Egipte gelei. Alhoewel dit naby was, het die Here, die dag toe Farao die Israeliete laat trek het, hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie. God het gesê, die volk kan dalk wil terugkeer na Egipte toe as hulle 'n oorlog in die gesig staar. Daarom het die Here hulle in die rigting van die woestyn laat draai, op pad na die Rietsee toe. Toe die Israeliete uit Egipte getrek het, was hulle baie goed gewapend. Moses het gesorg dat hulle die beendere van Josef saam met hulle neem, omdat Josef die Israeliete 'n belofte laat maak het, toe hy gesê het, God sal julle weer laat optrek uit Egipte. Wanneer dit gebeur, moet julle my beendere met julle saamneem. Vanaf Sukkot het hulle weggetrek na Etam. Hulle het daar aan die kant van die woestyn kamp opgeslaan. Hulle kon gedurende die dag sowel as gedurende die nag trek, omdat die Here bedags in 'n wolkkolom en snags in 'n vuurkolom voor hulle uitgetrek het. Bedags was die wolkkolom en snags was die vuurkolom altyd voor die volk.